Vader, in Jesus naam sê ons vir U baie dankie vir nog 'n sonsopkoms. Dankie vir nog 'n dag wat die Here gemaak het. En ons sal juig en bly wees daarin. Dankie vir U goedheid in ons lewe. Ons stel al ons seëninge vanmôre een vir U. Ons dankie Here dat ons weet dat alhoewel die wêreld sal vergaan, U woord sal ewig bly staan. Alhoewel ons weet dat dinge gaan van erg na erger. Soos wat ons vanmôre gesing het, daar kom 'n dag that we will live and reign with Him forevermore. Daarom Here, soos wat U vir ons leer in Lukas 23, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op, kyk op. Julle verlossing is naby. Ons sien uit na daardie dag van verlossing. Terwyl die haat en die boosheid toeneem rondom ons, weet ons dat die koms van die Here is om die draai. En ons oë is opwaarts gerig. Ons hoofde is opwaarts gerig. Ons verwag U. Ons verwag U spoedig. Dankie dat ons nog 'n geleentheid het vanmôre. Wie weet of daar nog so 'n geleentheid gaan wees. Daarom wil ons nie hierdie geleentheid sommer net laat verbygaan sonder om ons voor te berei vir daardie dag. Wat dit mag wees in hierdie week. Wie weet. Maar ons dankie Here dat ons daarna kan uitsien. Word verheerlik in hierdie diens in Jesus naam. Amen. Het is so belangrik dat die Here verheerlik sal word in alles wat ons doen, of dit is in woord, of in daad, of in lied, of in getuienis. Het is my gebed dat die Here verheerlik sal word. Jesus groot vir almal, sterke verlosser. Immanuel, God is met ons. God is met ons. Broer en suster, ons lees daar die woorde van Immanuel, God is met ons, daar in Jesaja 7 vers 14, waar Jesaja geprofeteer het oor 'n vrou wat 'n maagd is, wat 'n kind sal baar, en die naam van die kind sal Immanuel wees. En God het hierdie profesie deur Jesaja aan koning Agas gebring, toe koning Agas in geweldige striwelinge was, want daar is die noordelike stamme van Israel saam met Syrië wat 'n alliansie gevorm het om arme Juda aan te val en uit te wis. En hulle was diep benoud, want hulle is oorweldig deur die groot getalle, 10, 11 nasies teen een. En dis toe Jesaja na koning Agas toe gekom het en vir hom gesê het, Agas, moenie bekommerd wees nie. God het aan my 'n woord gegee om vir jou te gee, en dit is dat God gaan vir jou stry. En God sê vandag vir jou, God is met jou. God is nie met hulle nie, God is met jou. En weet jy, ek weet nie of u weet wat gebeur in die Midde-Ooste nie, die meeste is seker bewus daarvan. Dit is eindtyd profesie in sy suiwerste vorm, wat besig is om nou plaas te vind. Die wat die eindtyd profesie in belang stel, of dit lees, of dit dalk verstaan nie. Miskien moet ek vanmôre net so 'n bietjie vuur maak onder u, om te sê, ons is in die laaste van die laaste dae. Daar is niks meer wat vervul hoef te word, wat die wegraping van die kinders van God, van hierdie aarde, verhinder nie. Die ongeregtigheid is sterk aan die werk. In 'n mate word dit nog teruggehou, want die lig van die wêreld, die kerk van die wêreld is nog hier. Maar wanneer hierdie lig verwyder sal word, net totdat die wat hom teehou, weet is really sensitief, uit die weg geruim word, dan sal die ongeregtigheid ten volle geopenbaar word. Maar wat ons nou sien gebeur in die Midde-Ooste, broer en suster, ek het dit Vrydag vir die seniors gesê, is die vervulling van Jeremia 49. God spraak oor Elim. Ek dink is daar vanaf, is dit wat, 34, 35, daarom. Jy moet dit gerus gaan lees. En soos wat jy dit lees, kyk wat gebeur in die nuus.
Op hierdie stadium is Iran besig om te brand. Die olieraffinaderijen was vanaand oornag aangeval. In Iran, een van hulle grootste, indien nie die grootste raffinaderij, is nou in vlamme. Die meeste van hulle militêre hoofde is uitgewis. Die spioene wat reg deur Iran is nou op soek na die Ayatollah, die Khomeini, om hom uit te wis. Iran se leierskap weet nie eens meer wie kan hulle vertrou en wie nie. Want hulle dog nog hierdie maatjie hier langs my is saam met my, dan kom hulle agter, maar hulle is ook deel van die spioene van die IDF. Maar intussen tyd weet ons dat ballistiese missiele het gevlieg vanaf Iran af na Jerusalem en ook na die noordelike stede waar Arabiese Israeliete bly, een van die stede wat hoofsaaklik Arabiese Israeliete is. Dit wys jou net die onmenslikheid dat Iran selfs bereid is om sy eie mense uit te wis. In die naam van hulle radikale ideologie. En ons weet dat as jy moet gaan kyk getal vir getal, is Iran saam met al sy proksies, saam met Jemen, saam met Syrië, die Houthis, die Hezbollah, Hamas, is Israel ver in die windere. Selfs wanneer dit kom by hulle, vergeet die mannekrag, wat omtrent 1 tot, net die weermag, omtrent 1 tot 2,5 tot 3 is. Maar wat nog van die wapentoerusting wat hulle het? Die enigste wapentoerusting wat Israel die oorhand oor het, is die lug met vliegtuig. As dit kom by seevaardigheid en land, soos tanks en panserwaans en al hierdie dinge, is Iran ver in die weerderheid. Maar kyk net wat gebeur. God het vir Agas gesê, die koning van Juda, julle is oorweldig deur die getalle, maar moenie bekommerd wees nie. Ek is met jou. Ek is nie met hulle nie. En broer en suster, al is daar 1000 teen 1, 1 plus God is meer as 1000. En ek wil vanmôre vir u sê, profesie is in vervulling nou. God is met Israel. En Jeremia 49 leer vir ons dat hulle sal hierdie geveg wen. En dat die Elamiete sal versprei word. En Elam is die destydse Persië. Dis waar Iran is vandag. Dis Elam. Hulle sal versprei word. En hulle sal ontvang word deur baie nasies. Net soos wat Israel versprei was. So sal Elam versprei word. Maar daar gaan 'n dag kom wat God gaan heers in Elam. Dis wat Jesaja 2 vir ons sê. So, maar wat nou gaan gebeur is, Elam gaan val. Iran gaan val. Is dit nie wonderlik hoe ons vir die wêreld kan sê, ons kan vir julle sê wat gaan gebeur? Net hulle moet allerhande raadgewers gaan sien. Ons sê vir hulle, ons ken die groot raadgewer, die een wat die einde ken van die begin af. Die een wat alles gemaak het, wat gemaak is, en nog voordat hy begin het om te skep, het hy al klaar geweet hoe die storie gaan eindig. So hy het alles klaar beplan en toe begin hy bou. Wie hy van vliegtuigies bou. Jy kyk ons nou eers na die hele ding, hoe die ding aan mekaar gesit moet word. Jy beplan al reeds jou hele strategie en dan begin jy bou. En dis hoe God werk. En ons ken die een wat die einde ken van die begin af. En ons gaan vir mekaar sê wat gaan gebeur. Weet julle wat gaan volgende gebeur? Rusland gaan toetree. Rusland gaan toetree. En hulle gaan met 'n veldtog begin. En hulle veldtog gaan nie so seer aanvanklik net op Jerusalem gerig wees nie. Hulle wil met 'n veroweringsveldtog begin. Gaan lees gerus Esegiel 38 en 39. Hulle gaan met 'n veroweringsveldtog begin en dan gaan dit eindig by Jerusalem. Hulle soek landgebied. Hulle soek bronne, oliebronne. So, al wat ek vir u wil sê, broer en suster, hou dop. God is met Israel, net soos wat hy destyds was met Israel. Hulle sal hierdie omgewing in hierdie oorlog sal hulle wen. En dan sal Rusland toetree en hulle gaan te hulp snel, maar hulle sal met 'n veroweringsveldtog begin.
En Israel gaan onder geweldige druk kom. Maar tussen wat nou gebeur en Israel wat gaan uitroep na God vir hulp, gaan daar een groot gebeurtenis wees. En dit is die wegraping van die kerk. Kan jy self indink, skielik in 'n oomblik se tyd, 1 biljoen mense weg. Hierdie is nie vir my onderhandelbaar. Ek gaan nie eens nou in 'n diskussie gaan oor wegraping of nie wegraping. Ek sê dit is wat gaan gebeur. 1 biljoen mense weg. Daar is niks wat hoef te gebeur vir hierdie gebeurtenis om plaas te vind. En daarom is daar in my hart aan die een kant 'n groot opgewondenheid, wat ek verlang om my Jesus te sien, maar ook 'n groot benoudheid. Want ek wonder, hoeveel is daar regtig van die erns van die tye begryp? Want ons gaan hier uit by hierdie deure, en ons gaan aan met business as usual. Het ons dag tot dat dag. En ek sê nie, ons moet nou gaan wegkruip in spelonke nie. Of ons moet nou alles gaan verkoop en wag nie. Natuurlik, jy weet, 2 sal saam wees malend by die meel. Die een sal is, met ander woorde, hy moet jou besig vind. Ons gaan nie ophou nie. Maar waar is jou gedagtes? Waar is jou hart? Waar is jou dryfkrag? Wat motiveer jou om op te staan in die oggende? Waar is jou oog op gefestig? Terwyl jy besig is met jou werksaamheid. Daarom is ek benoud. Want daar was 'n klomp maagde wat nie reg was nie. Hulle lampe was nie vol nie. En my gebed is dat die groepie mense hier in hierdie gemeente nie onkant gevang sal word. Maar dat ons harte sal ondersoek. Dit is wat Dawid gedoen het, gesê, Here, search me. Kyk of daar by my 'n weg is wat by U nie reg is. Lei my op die regte weë. Dit is my bekommernis. Ek wonder of ons nie 'n oomblik kan leef nie. Net daar waar hy sit, wil U nie sê, Here, ondersoek my hart. Wat my lig daarop skyn vandag. Wys my hoe ek lyk in U oë. Is jy bereid om daai vir die Here te vra? Here, hoe lyk ek in U oë? Ek weet hoe ek lyk soms in my oë. Maar U kyk anders as ek. Search me, O God. Here, wees ons ook genadig vanmôre. Vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. O Here, ons wil die saak uitmaak. Soos Jesaja 1:18 sê, kom ons maak die saak uit. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Vergewe my ongeregtighede, was my in die kosbare bloed. Reinig my, sodat ek rein voor U kan staan. Dat ek met skoon hande kan opklim na die berg van die Here. Oor vanmôre die genade roep van hierdie gemeente. Soos wat ons die dag sien nader kom my swakheid te help, Here. Laat U krag in my swakheid volbring word. Ek bid dit vir elke individu wat dalk twyfel in hierdie oomblik. Is ek gereed om te gaan om my God te ontmoet? Ag Here, mag bemoeienis met daardie mense vanmôre. In Jesus naam. Ja, amen en amen. Ja. Broer en suster, wees bly
want jou verlossing is naby. Die wêreld weet nie met watter God hulle te doen het nie. My God is die koning van die heelal, jy weet. Hy is die God wat alles geskep het. Hy sê hy het die sterre geskape, die vee, die diere, die bome. Hy sê daar in Jesaja 40, die nasies is so stof in sy oë. Stofdeeltjies in sy oë. Die wêreld ken nie my God nie. Ken jy jou God? Weet jy wie hy is? Hy word genoem die Heilige van Israel. Hy is ons losser. Hy is die koning van geskiedenis. Hy is my koning. En hy kom om ons te verlos. Halleluja! Amen, amen. Nou broer en suster, sal ons bietjie in die woord indelf? Ek weet u is bly om hier te wees. Ek weet dit lyk nie op almal se gesigte so nie, maar ek weet u is bly. Ek wil vanmôre so bietjie met die hulp van die Heilige Gees so bietjie raad aanbied. Want ek weet dat soos hulle sê in Engels, times are tough. Jy weet, party mense 3 weke in die maand in, dan is die geld klaar en jy weet nie hoe gaan jy laaste week deurkom nie. Ek weet presies. En ek weet hoe dit voel. Maak ek weet hoe dit voel. 3 weke. En dan val is die maand 31 dae. Dan voel dit nog lang. Ek hou van Februarie, want hy het net 28. As die maand kom. Maar hierdie maand, hy wil nie deur nie. Aan die begin van die maand is dit brood, botter en kaas. Dan gaan dit oor na brood en botter en 'n smeer. En dan is dit later net brood en botter. Die laaste dag is net brood. Julle ken hom ons. Ons ration hom. En dan is daar natuurlik mense wat emosioneel deur baie uitdagings gaan. Ons kom dit agter. Mense is verboureerd. Mense is moeg. Mense is ontsteld. Sommige is moedeloos. Hoeveel was ingedoen in die laaste paar maande deur ander? Wat sê daai ou skuld my? Of daai ou het my te nagekom of hy het nie sy woord gehou nie. So ons verstaan die druk. En ek wil vanmôre so 'n bietjie raad gee. Uit die woord van die Here. Oor wat doen ons in swaar tye? Wat moet ek doen wanneer swaar tye my pad langs kom? Kan ek gou sien, is daar enigiemand vir wie die boodskap relevant is vanmôre? Nou. Ek spot so met dat, ja. Ons almal het dit nodig. Amen. Met dit 'n gedagte. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 12. En ons lees net een vers vanmôre. Johannes hoofstuk 12. Vers 27. Jesus is aan die woord. Nou is my siel ontsteld. En wat sal ek sê? Vader, red my van hierdie uur. Maar hierin het ek in hierdie wêreld gekom. Vader, verheerlik u naam. En daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Net tot sover. Broer en suster, ons vind Jesus hier. En hy is geweldig ontsteld. Wat het hom so ontstel? Weet u wat hom so ontstel het? Blaai so 'n paar verse terug in Johannes 12. En dan gaan lees vers 23. Dan lees ons die volgende woorde. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Jy sien my broer en suster, die skrif leer vir ons, dat Jesus verheerlik moes word, deur sy dood op 'n houtkruis. Sy verheerliking was om te sterwe. En sy hele lewe, van die begin af,
het beweeg in daardie rigting. Hy het van die begin af geweet, vir hierdie doel het ek na hierdie aarde toe gekom, sodat ek verheerlik sou word. Maar ons idee van verheerliking verskil van wat Jesus bedoel het toe hy sê, hy verheerlik moet word. Daardie uur wat hy van praat, wat moes kom, wat hy verheerlik moet word, hy het iets anders in daardie uur gesien as wat ons sê, ons kan nie wag vir daai uur om verheerlik te word nie. Nee, hierdie was 'n benoude uur. Dit was nie 'n uur om opgewek oor te word nie. En ons sien dat Jesus het dit geweet van die begin af. Hy het geweet wat vir hom inwag. As ons teruggaan, daar na Johannes 4 toe, en jy lees daar vanaf vers 2, dit was Jesus sy eerste wonderwerk by die bruilof te Kana. Sy bediening het nog net begin. En ons ken die hele verhaal, hoe sy moeder na hom toe gekom het en gesê het, hoor jy, die wyn het opgeraak, weet, doen iets vir hierdie mense, dat hierdie bruilof nie van nou stop nie, maar dat die bruilof kan aangaan. Ek weet, wat is 'n bruilof sonder wyn? En Jesus kom, en hy sê vir sy moeder hierdie woorde. Hy sê, in vers, waar is ek nou? As ek nou in Johannes 4, ek moet in Johannes 2 lees. In vers 4. Jesus sê vir haar, nie Johannes 4 vers 2, Johannes 2 vers 4. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. My uur, wat 'n uur? Die uur waar hy verheerlik moes word, het nog nie gekom nie. As jy gaan lees in Johannes die 7de hoofstuk en jy lees vers 30 waar hulle Jesus wou arresteer, sê hy dieselfde woorde, dat hulle kon hom nie arresteer nie, want sy uur het nog nie gekom nie. Ons kry dieselfde gedagte, net een hoofstuk verder. In Johannes 8 vers 20, toe hulle hom weer in gevange wou neem, het hy dieselfde woorde gespreek. So ons sien by herhaling, het Jesus heeltyd verwys daarna, my uur het nog nie gekom nie. Wat 'n uur? Die uur wat ek verheerlik sal word. Wat behels dit? Sy sterwe op die kruis van Golgotha. So ons sien dat Jesus sy hele lewe het heen gewys na die dag wat sy Vader verheerlik sou word deur sy sterwe op die kruis, waarin die sonde van die wêreld versoen sou word in die kruis van Christus. En nou hier in Johannes 12 is dit nog net 'n paar dae, voordat Jesus gekruisig sou word. En ons sien dat Jesus is ontsteld. Hy is ontsteld oor dit wat hy weet nou gaan gebeur. En as gevolg van sy ontsteltenis, sê die skrif in vers 27 van Johannes 12, nou is my siel ontsteld. En wat sal ek sê? Nou, liewe vriende, voor ons verder gaan, hoeveel maal raak ons nie ontsteld en benoud oor omstandighede wat in ons lewe uitbreek en losbars, wat ons weet as kinders van die Here, God laat dit nou toe. En ons verstaan dit nie. Jy sien, ons as kinders van die Here worstel soms om pyn en seer kry en gebrek en swaar kry en ellende en noem dit wat jy nog wil, om dit te assosieer met 'n liefdevolle Vader. Ons dink baie maal dat as iemand my lief het, as God my lief het, dan sal hy my mos bewaar van hierdie dinge wat oor my kom. Ons redeneer mos so.
Kan maar minne nie lyk asof Wie, julle kyk my aan as ons sê, pastoor, waarvan praat jy? Ek het nog nooit daarop hulle nie. Regtig? Ons wonder, hoekom gebeur die goed? En dan raak ons ontstel. Jy sien wat ons verstaan nie, en ons kan nie verstaan, wat is God se doel? Met dit wat ek nou deurgaan nie. En dit ontstel my. Die verskil met Jesus was, dat hy het geweet, wat gaan kom. Nie soos ons wat nie weet. Hy het ook die doel verstaan. Maar tog vind ons hom ontsteld. As gevolg van die erge omstandighede wat hy weet wat vir hom voorlê met sy kruisdood. En dit is nie soseer oor die doringkroon wat hy geweet het hy gaan dra, of die sweepslaaf wat hy gaan kry met 'n kats nie. Dit wat hy die minste na uitgesien het is die sonde van die wêreld wat hy op hom gaan moet neem. Dat 'n sondelose mens sonde sal word vir die wêreld. En dat daar 'n oomblik in tyd sal wees as gevolg van die sonde wat hy op sy liggaam sal dra, dat daar skeiding sal wees tussen hom en die perfekte harmonie wat daar was met sy Vader. Want God kan nie na sonde kyk. Sonde maak beskeidsmuur. En in daai oomblik toe hy sonde word, toe roep hy uit, by God, waarom het jy my verlaat? Kan jy jouself indink? Dit het hom ontstel. As jy gaan kyk in Matteus 26, toe hy in die tuin van Getsemane was, kom ons gaan gou vinnig so intoe. Matteus 26, kyk wat sê in vers 38, sê Jesus vir sy disippels, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe, bly hier, en wag saam met my. Kyk sy toestand, in die tuin van Getsemane, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. Jesus, die Seun van God. En hy sê vir sy 3 naaste disippels, Petrus, Jakobus en Johannes, bly hier, wag saam met my. Somtyds, wanneer ons deur sulke erge omstandighede gaan, is dit goed om iemand te ken wat naby aan jou is, om te sê, kom wag net saam met my. Ek weet nie die antwoorde vir my nie, maar wees net daar. Bid saam met my. Wees net sigbaar. Jesus het 3 sulke manne gehad. Nou broer en suster, Jesus was ontstel. Ons word ontstel. Maar wat sê Petrus vir ons in 1 Petrus 4 vers 12? Hy sê daar, moenie julle verbaas oor die vuurgloed van vervolging wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. So hy sê vir ons, daar gaan beproewing kom. Maak jouself reg. Vervolging gaan kom. Jy sien, geen kind van God is gevrywaar van seer kry en terugslaan en pyn en ellende of selfs die dood nie. Jy kan in God se wil volmaak wandel en nog steeds deur ellende gaan. Ek weet baie wil dit nie hoor nie. Broer en suster, wat maak ons beter as die wat voor ons was? Dink gou bietjie, kom ons dink gou bietjie. Dink bietjie terug aan Kain en Abel. Abel was 'n regverdige man. Wat het met hom gebeur? 'n bose broer het hom doodgeslaan. 'n regverdige man. Hoekom het God dit dan nie gekeer nie? As God vir gehad het ons moes die antwoord hê, sou hy vir ons gegee het. Maar al wat ek weet is dit was in God se ewige doelstelling dat dit so moes wees.
Dink aan regverdige Josef, wat verkoop was deur sy eie bose broers in slawerny. En Josef was 'n regverdige man. Dink aan hoe hy onskuldig hy was skuldig bevind op 'n aanklag wat hy onskuldig in is, naamlik poging tot verkrachting, en dit het hom jare in die tronk laat beland. Maar hy was 'n regverdige man. Nou wat maak ons beter as hulle? So kan ons lees in die Ou Testament van verhaal op verhaal op verhaal van manne en vroue, regverdige mense, wat vervolg was en wat swaar gekry het. Dit was regverdige mense. Gaan lees bietjie Hebreërs 11. Kyk wat sê hy daar. In vers 36. Hy sê daar, ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag. Ons weet, dit verwys na Jesaja, deur koning Manasseh. Versoek deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk en mishandel. Hoor wat het al die mense deurgemaak. En hier is Jesus, die verpersoonliking van goedheid. En kyk wat moes hy deurmaak. Bespotting, veragting, verwerping, smaad. Al hierdie goed moes hy deurmaak. En hy is 'n regverdige man. En ons sien dat Jesus het geweet wat kom, en soos wat hy kyk na dit wat die kruis vir hom inhou, het sy siel diep bedroef geword. Hy was ontstel, soos wat hy die kruis in die oë kyk. Maar die vraag wat ons vandag vra is, wat moet ons doen wanneer sulke tye kom? En die beste voorbeeld wat ons na kan verwys is, wat het Jesus gedoen toe sulke tye kom? Nou kom ons kyk wat het hy gedoen, en ek wil net 3 dinge uitlig. Die eerste ding is voor die hand lig, en julle gaan sê, maar ons weet dit, ons doen dit, maar het is baie belangrik dat ons daar begin, want ek wil jou wys, hoe spoel dit oor na die volgende punt en die volgende punt. Die eerste ding wat Jesus gedoen het, wat het hy gedoen? Hy het gebid. Jesus het gebid. Kom ons kyk, Johannes 12, 27, ons skrifgedeelte. Hy sê, nou is my siel ontsteld. En wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur uit. Hy bid tot sy Vader, Vader, red my uit hierdie uur. As jy weer gaan na Matteus 26, en jy gaan kyk wat het hy gebid in die tuin van Getsemane, in vers 39, en hy het bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Red my van hierdie uur, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Wat bid Jesus? Hy bid as ware, Vader, as daar enige ander manier is, waardeur verlossing vir die wêreld bewerk kan word, enige ander manier, as deur die dood op die kruis, wat 'n vloekhout is, volgens Galasiërs 3. As daar enige ander manier is, Vader, ek vra U, kan ons daardie weg volg? Jesus bid dit. Jy sien, Jesus het die kruis verag. Gaan lees dit. Hebreërs 12.
Mense, hierdie goed kan jou lewe soveel verander en verryk as jy dit net sien en dit toepas in jou eie lewe. Kyk, wat sê Hebreërs 12:2. Ons ken dit baie goed, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hy het die kruis verdra en hy het die skande verag. Dit was vir hom veragtelik om te moes dink wat hy gaan moet deurmaak om sonde vir die wêreld te word. Dis 'n skande in sy oë. En dit verag. En hier is Jesus in Johannes 12. Hy sê, Vader, red my van hierdie uur. Hy bid. En dit wat Jesus gedoen het, dien as 'n voorbeeld vir jou en vir my. Wat ons moet doen, eerstens, wanneer daai uur van beproewing kom. En dit is bid. En soos Jesus kan en moet jy ook vra, net soos Jesus gevra het, red my van hierdie uur. Het ons die reg om tot God te gaan en uit te roep, Michael, Vader, red my van hierdie uur. Sê jy Petrus 5:7 nie, werp jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Kyk bietjie wat sê Filippense, hoofstuk 4:6. Hy sê, en die vrede van God wat julle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar. Vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeekinge met danksegging bekend word by God. Laat julle begeertes deur gebed en smeekinge. Hoor die smeeking van Jesus in Getsemane. Ons is 'n voorbeeld gegee hoe ons in ons donkerste uur na God kan gaan en hom kan smeek. Red ons uit hierdie uur uit. Dis waar jy begin. Jy begin deur jou begeerte by God bekend te maak in gebed. Maar dis nie waar dit stop nie. Want ons sien die tweede ding, nadat Jesus sy versoek aan sy Vader gebring het is hy het die saak beredeneer. En ek wil nie gou weer wys. Punt nommer 2. Hy bid, red my van hierdie uur. Maar kyk wat sê hy, toe beredeneer hy dit. Hy sê, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Hy sê is, red my van die uur, maar dan beredeneer hy by homself, maar ek het eintlik gekom vir die uur. Hy beredeneer by homself, en hy kom tot die oortuiging, dat ek het in die wêreld gekom, vir hierdie uur. Naamlik om my lewe te gee, as 'n rantsoen, vir sonde. Hy het dit gebid, Vader, red my van die uur, maar die volgende oomblik, toe hy begin dink oor die saak, toe sê hy, maar, dis eintlik vir hierdie uur waarvoor ek gekom het. En hy begin die saak bepeins en beredeneer. En hy beredeneer, dat my Vader is in beheer. Hy was in beheer gewees, reg deur al die smaak, en smarte, en veragting, tot die uur, vir wat ek moes deurgegaan het alreeds. En hy sal ook in beheer wees, van dit wat nog moet gebeur. En hy beredeneer dit. Hy beredeneer, dat daar niks is, wat sal gebeur in my lewe, wanneer ek aan hom my lewe oorgegee, dat daar niks is wat sal gebeur, wat buite sy wil en plan is
vir jou nie. Jesus beredeneer. En hy beredeneer, weet jy wat is die slotsom? Maria, hy beredeneer, dat die uur het gekom, waar die Vader, sy diepe liefde, aan die wêreld sal toon, deur my, sterwe, op die kruis. Hy besef, dat in hierdie smarte wat ek gaan deurgaan, gaan die geleentheid wees, waar die Vader, sy hart, aan die wêreld sal openbaar. Vir die wêreld te wys deur die kruisdood van sy eie seun, hoe lief hy ons het. Jesus beredeneer dit. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Oh, what love. Johannes 15 vers 13, wat sê groter liefde het niemand as dit, as iemand sy lewe vir sy vriende aflê. Romeine 5:8, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En Jesus beredeneer hierdie goed, en hy sê, eers Vader, red my van die uur, maar nou sê hy, maar vir hierdie uur het ek gekom, en dis in my smarte, waar die Vader sy ewige doelstelling sal bereik, en dit is om sy liefde aan die wêreld te demonstreer, deur my lyding. Liewe vriend, kom ek sê vir u vandag, en dit moet ons snap vandag, dat God sy ewige doelstellings is ver meer belangrik as jou tydelike verligting of gerief. Write it down. Ons soek altyd verligting en gerief, maar jy vergeet, jy opberedeneer, maar wat wil God bereik hier? Dis eintlik waar ons gedagtes moet wees. Wat wil God bereik hierin? Hoe wil die Vader homself verheerlik in dit? Natuurlik, Jesus het begin, red my, ons mag dit bid, maar moet nie daar stop nie, begin dink, hoekom gaan ek hierdeur? Wat is God sy ewige doelstelling in dit? Dit is belangrik. So wanneer jy klaar gebid het, soos wat Jesus gebid het, don't leave it there. Begin redeneer. En wie waar begin jy? Begin beredeneer om te sê, ek weet dat God my ewig liefhet. Van dis waar Jesus geëindig het, toe hy gesê het, laat ons gaan. Hy het gesê, ek het gekom, sodat die Vader sy liefde vir die wêreld kan bewys deur my lyding. So begin daar, en sê, terwyl jy deurgaan wat jy deurgaan, I know God loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jy's nou in jou stryd. Ek wil hê, as jy nou in 'n stryd is, beredeneer dit sommer nou met jouself en sê, I know my God loves me. Dis seer wat ek deurgaan, maar daar's 'n God in die hemel wat sy liefde aan my gedemonstreer het, en ek weet dit, God het my lief. En dan beredeneer sommer 'n bietjie verder, en beredeneer dat God is nou besig. Dis nou as jy 'n kind van God is, jy's 'n regverdige, sê vir jouself, ek weet God is besig om sy ewige doelstellings in my lewe te vervul. I don't understand what's going on, but I know my God is in control. Selfs deur die pyn en die seer en die ongerief wat ek nou moet deurgaan, weet ek, God is in beheer. En hy sal sy doelstelling bereik. Ons almal ken Jeremia 29 vers 11. I know the plans I have for you. Plans to prosper you.
En dan dat vrede en 'n hoopvolle toekoms en ek weet nie wat nog al wat. Beredeneer dit. Liewe vriende, daar was mense gewees, terug daar by Hebreërs 11, as jy vers 35 gaan lees. Hy verwys na 'n groep mense wat geen bevryding ontvang het nie, omdat hulle uitgesien het na 'n beter opstanding. Daar is 'n groepering van manne en vroue wat geen bevryding ontvang het nie. Ek praat nie van demoonbevryding nie. Ek praat van bevryding uit jou omstandighede. They didn't receive it. Want hulle het uitgesien na 'n beter opstanding. Weet jy wat bedoel hy eintlik daarmee? Hy sê eintlik dat hierdie mense het die geleenthede gehad om bevryding te kry. Hulle kon dit verkry deur net hulle getuienis te herroep. En net te sê, ons glo nie meer nie, of jy weet, ons sal afstaan van ons evangelisasie veldtogte of wat ook al. En so kon hulle die vervolging vrygespring het. Maar die skrif sê, hulle het dit geweier. Hulle het geweier. Hulle sal maar deur die vervolging gaan, want hulle het uitgesien na 'n beter opstanding. Nou vra ek vir u, wat is meer belangrik? Om alles te wen hier op aarde en jou siel te verloor daar? Of om liewer hier skade te ly? En daar 'n skat in die hemel te hê. Wat is beter? En dis wat hierdie mense besef het. Hulle het uitgesien na 'n beter toekoms. O Paulus, kyk al die smarte wat hy moes deurgaan. En wat het hy gesê in Romeine 8 vers 18? Kyk gou, wat sê Paulus? Hy sê daar, want ek reken, vers 18, Romeine 8, dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Hy reken, kyk, hy het ook bereken. Hy moes ook beredeneer soos Jesus beredeneer het. Paulus het ook bereken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sou word nie. Dit val so mooi in met 2 Korintiërs 4:17 toe hy sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, verwerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So broer en suster, dit wat jy deurgaan, volgens Paulus, is net tydelik. Vir 'n kort tydjie. Jy sê, kort tydjie. Jy besef hoe lank gaan ek al hier? Ja, ek weet. Dit voel soos 'n ewigheid, okay? I know it. Maar in dit is God besig om sy ewige doelstelling in jou lewe te bereik. En dit is om vir jou 'n ewige skat weg te bêre. En deur die lyding wat jy deurgaan, is God besig met voorbereiding in en deur jou lewe. Nou, in die derde plek, nadat hy wat Jesus is beredeneer het, sien ons toe hy gebid het en hy het geredeneer dat vir hierdie doel het ek na die aarde gekom om my lewe te gee as 'n rantsoen. Toe gee hy homself oor aan God se wil vir sy lewe. Hy wy hom daaraan toe. Wat het hy gebid? Vader, hy sê, red my uit hierdie uur, maar vir hierdie uur
het ek gekom. Vader, verheerlik U naam. Hy het homself oorgegee aan die wil van sy Vader in daardie uur. Want hy gebid in die tuin van Getsemane, Matteus 26:39, toe hy gesê het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En broer en suster, dit is ware toewyding. Wanneer jy by 'n punt in jou lewe kom, waar jy so oorgee aan die Here, waar jy as ware vir die Here sê, Here, doen wat U dink die beste is vir my. Doen wat U dink reg is vir my in my lewe, met die oog op die ewige. Dis ware toewyding. En dit is by hierdie vlak van toewyding waar soveel van ons struikel. We don't want to go there. Daai oorgee. We want to fight the situation instead of giving over to it. Doen wat U dink wat reg is, Here. En ons skop dat teen. Maar weet jy wat, is in daai omstandighede waar die sleutel lê tot die ware toets van jou geloof. Daar. Jy sien my broer en suster, ware geloof is nie so seer om uitgered te word uit jou omstandighede. Ek het soveel geloof, ek het uitgekom hieruit, ek het uitgekom uit. Regtig? Wie wat ware geloof is om in die omstandighede God se krag en sy oorwinning te erken. Om dit waar te neem in jou omstandighede. En dan die vrede van God te beleef te midde van jou omstandighede. Soos wat jy sy krag en oorwinning in dit erken. Dis dan wat jy soos Stefanus met klippe gestenig gaan word. Maar jy voel nie eers die pyn op daai oomblik nie. Wanneer jy oë oplig en sê ek sien die hemele geopen. Dit is ware toewyding. En ek is eerlik vanmôre. I got it wrong many times in my life. Ek het baie keer dit verkeerd gehad, wat ek gedink het, ek weet wat is goed vir my. Ek weet wat is reg vir my. En ek bely dit. I had it wrong. En dan wanneer ek beredeneer het wat ek dink goed is en reg is vir my, dan het ek omtrent gebid en gehuil en gesê, Here, red my van hierdie uur. Maar kom ek sê vir vandag, is ek dankbaar dat ek deur hierdie goed gegaan het. Hierdie goed wat ek so oor gekla het. Hierdie goed wat ek so oor gemurmureer het. Ek dank God vandag ek het deur dit gegaan, want God het sy doelstellings bereik in dit. En in dit het hy my geskaaf en geskuur en gevorm en my bruikbaar gemaak vir 'n tyd soos hierdie waarin ek nou is. Waar ek in 'n minder of meerdere mate nuttig kan wees vir die Here. Because I wasn't. Ek sê vandag vir die Here dankie vir my gebede waarop hy nee geantwoord het. Net soos wat ek vir hom dankie sê vir die gebede waarop hy ja geantwoord het. Want ek sien nou, hy het sy ewige doelstellings
bereik deur dit. En hy is nog steeds besig om dit te bereik. Soos wat ek voortdurend onderwerp en oorgee aan die Here. En dis wat ons moet doen wanneer donker tye kom. Bid. Redeneer en onderwerp. BBO. Bid, redeneer en onderwerp. Maak klaar met die woorde van Jesus in Johannes 12:28. Toe hy sê, Vader, verheerlik U naam, laat hy onderwerp het. Toe kom daar 'n stem uit die hemel. En die Vader sê, ek het dit verheerlik. En ek sal dit weer verheerlik. Die oomblik toe Jesus hom onderwerp aan die wil van sy Vader, toe kry hy 'n reaksie. Sien, ons wil partykeer die reaksie voortydig hê. Ons wil die reaksie hê sommer direk na die gebed. Of na die beredenering. Nee, wanneer kom reaksie? Nadat jy onderwerp. When you gave over. Toe antwoord die Here, ek sal my naam verheerlik. Die antwoord kom met ware toewyding. Daardie ding wat jou so ontstel. As jy 'n antwoord soek op dit, gee jy oor aan God se werksaamhede in jou lewe. En jy sal sien, God sal jou antwoord op daai goed wat jou so ontstel het. It's gonna happen. It's gonna happen. Want dis presies wat Jesus ervaar het. Die oomblik toe hy oorgee aan sy Vader se wil en sê, Vader, vir hierdie hier het ek gekom, verheerlik U naam. Al moet ek dan nou ly, want hy het geweet hy gaan ly. Die oomblik toe hy oorgee, toe sien hy wat hy ontsteld was, wat die doel was daarvan. Hy het dit geweet, maar dit weer, hy het tot die ontnigtering gekom. Hy het ontwaak oor die gedagte. En lees daar in vers 32. Hoor wat sê hy? Hy sê, en kyk, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Wow! Daar is Jesus, okay. Dis presies hoekom ek gekom het. Ek moet sterf. Ek gaan verhoog word. Maar soos wat ons vandag nog kyk na die kruisgebeure, word miljoene mense na God toe getrek deur die kruisdood van Jesus Christus. En dit gaan vir Jesus ook. And I say, well, for this purpose I came. I need to be lifted up from the earth, so that all men can be drawn unto me. So dis wat hy beleef het. Ek sluit met hierdie versie in van Paulus in Timoteus 1 vers 12. En Paulus sê, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus ons Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. En so ek dank my God, hy het my krag gegee, hy het my getrou geag en hy het my in die bediening gestel. My liewe vriend, ek wil vir jou vra, wil jy nie maar vandag oorgee aan God se doelstellings in jou lewe, dat hy dit kan vervul nie. Mag die gesindheid in julle wees wat daar in Jesus Christus was. Wat het Jesus gesê in Matteus 6 vers 38? Hy het gesê, help my nou gou gedaan bid, anders blaai gou so toe. Lees dit van my. Matteus 6:38. Ag, nie Matteus nie, Johannes 6:38. Ekskuus tog. Hy moet my lag, ek gee my die antwoord. Johannes 6:38. Hy sê, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur. Mag dit ook ons gesindheid wees. Nie my wil, maar U wil geskied. En wanneer jy dit doen, dan sal jy ervaar die vrede van God
wat uitvloei uit jou onderwerping aan God, om sy wil in jou lewe te vervul. Amen. Amen. Lees gou daar vir my Jesaja 26 vers 3. Kom ons lees sommer net nog 'n versie. Ek is een versie kort. Jesaja 26 vers 3. Jesaja 26 vers 3. Die sal 'n standvastige gesindheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Die sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Dis waar sy vrede lê. Die wat op die Here vertrou, sal die vrede van die Here ervaar. Wie kan doen met vrede? So wat moet ons doen? Bid, redeneer die saak en onderwerp aan God se wil. En hy sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hy vertrou op U. Kom ons staan vir 'n oomblik. As jy kan staan, kom ons staan net vir 'n oomblik. Voel jy dalk vanmôre eensaam? Voel jy vanmôre oorweldig? Voel jy te nagekom? Hoeveel voel te nagekom? Somebody did something. En dit het vir jou 'n groot verlies op die hals gebring. Die Here sê vanmôre, hierdie geveg is nie jou nie. Dis die Here se geveg, man. Jy het in elk geval nie genoeg wysheid nie. Beredeneer tog asseblief vandag dat die Here is slimmer as jy. Maar jy moet maar net daai saak uitmaak vir jouself nie. Hou op om vir die Here te sê hoe hy die hemel moet bestuur. Johan, hou nou op om dit te doen. Ja, maar kom ons beredeneer die saak. Kan ons vanmôre sê dat God is in beheer? Maak nie saak hoe onbeheers die omstandighede is. God is in beheer. Kan ons vanmôre vir mekaar sê dat God loves me? Kan ons vanmôre vir mekaar sê dat niks sal gebeur wat buitekant sy plan en wil vir my lewe is? En kan ons vanmôre beredeneer dat sy wil is belangriker as my gerief? Kan ons daai saak uitmaak vanmôre? En dat hy weet beter. OK, so die Here het nou gesien. Michael, jy het dit belei, Lindsay, jy het dit belei. Mevrou, jy het dit belei. OK, Tamara, Almarie. OK. Nou wil ek hê jy moet dit nou ernstig opvat. As ons die goed weet, hou op skop teen die prikkels. Hou op om nou by hierdie deur uit te stap vanmôre en dan nou net weer daai pakkie op te vat wat jy nou net hier kom neerlê. Want dis mos wat ons doen. Né? Jy lê dit neer vir 'n oomblik. Net om dit later weer op te neem. Ek vra u vanmôre asseblief onderwerp nou aan die Here se wil, selfs in die omstandighede wat jy deurgaan. En sê Here, I don't know, but you know. En onderwerp jou aan die Here. Is jy bereid om dit te doen? Dink jy? Gaan jy jou knie buig en sê, Here, ek gaan opperskop. Wat u moet doen, wat u doen. Want dit gaan nie nou meer oor wat vir my lekker is nie. Ek sien nie hoe dit wat ek nou deur gaan doen, ander mense gaan sien in die toekoms. Ander mense se lewens gaan red in die toekoms nie. Hoe sê die een se dood, is die ander een se brood. Hoe lyk dit? Hendrik, wat sê jy? Is ons bereid om selfs te sterf? Dis groot woorde. Maar hoe ver is jy bereid om jou lewe oor te gee? Dora, jy moet nou mooi dink. Is ons bereid om te sê, Here, wat ek ook al vat, solank ek weet daar's 'n skat wat vir my wag. Daar's 'n beter opstanding. Maak, I want to see you there. Daar is nog so kort tydjie van leiding. Elmarie, wat ook al in jou lewe gebeur, hoe sê daai woordjie? Laat dit daar,
Take your burdens to the Lord and leave it there. Ek weet nie wat jou burdens is nie, maar los dit nou vandag. En maak ons gebed. Laat U wil geskied. Hoe lyk dit om dit? Laat sy wil geskied. Sê dit. Here, laat U wil geskied. Laat U wil geskied. Nie soos ek wil nie, maar soos U wil. O Vader, in Jesus naam, dank ek U vir U woord, wat ons nooit in die duister laat nie, maar altyd vir ons 'n uitweg toon. U het vir ons geleer in Korintiërs deur Paulus, dat U sal ons nie bo ons vermoëns versoek nie, maar U sal ons saam in die versoeking ook die uitkoms gee. En vanmôre het U vir ons kosbare waarhede gegee, om vir ons te sê hoe ons moet optree, wanneer swaar tye ons pad langs kom. En ons gaan ons commit vanmôre, Here, ek wat Rian Hart is, by my toe daaraan, om U te soek in gebed, en dan ook te beredeneer wat die wil van die Here is in my gebed, en dan te onderwerp aan die wil van die Here. Dit nie net te bid nie, dit nie net te verstaan nie, maar as ware my lewe oor te gee daaraan, want dit is my redelike godsdienst. En so vra ek dit vir elke broer en suster vanmôre, van die jongste tot die oudste. Here, ek weet nie wat almal deurgaan nie, van hulle gaan dalk deur baie erger dinge as wat ek deurgaan. Inteendeel, my lewe is joy unspeakable and full of glory, maar dalk is daar diegene wat sê, ek gaan deur donker tye. Skenk aan hulle ook die krag, soos wat U aan Paulus geskenk het in Timoteus 1 vers 12, om sy bediening te vervul, ten spyte van die lyding wat hy moes deurgaan. Sal U dit ook aan hulle skenk vanmôre. Daar is krag in die bloed van die lam. Jy wat sê, ag Here, net bietjie krag vanmôre. Miskien kan jy net jou hand so opsteek en sê, I just need some strength, Lord. O Here, my God en my koning, deur die krag van die woord het U die hemele geskape, sal U ook deur die krag van die woord my boeties en sissies aanraak. Reg deur van daar agteraf tot hier voor. Raak hulle aan, o Here, wat hulle met krag sal uitbeweeg en sal sê, met my God loop ek 'n bente storm. Spring ek oor 'n muur. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? Laat dit so wees vanmôre, in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Broer en suster, dit wat jy deurgaan, julle kan maar sit. Dis nie tot die dood toe nie, hoor. Ek kan getuig van, ek het 'n tydjie gedink ek gaan nou doodgaan. My hart kan dit nie vat nie. It's just too much. As dit nie die wil van die Here is dat jy doodgaan, gaan jy nie doodgaan. Hoor nou my lief vanmôre. Ek het, vra my vrou, ons het maar ook ons paadjie gestap, maar vandag is ek dankbaar vir die paadjie. Want gats, dit het my gevorm, hoor. Ek kyk vandag in die spieël en ek weet, is dit dieselfde man van 15 jaar terug? Ek het so baie verander, maar ten goeie. Nie vir myself nie, maar tot verheerliking van die Here, sodat sy wil in my lewe verheerlik word. It's all about it. Gaan kyk 'n bietjie in die spieël, vra jouself, lyk jy nog dieselfde as 6 maande terug? As ek praat innerlik. As dit so is, dit is haar fout, want jy moet groei, jy moet verander word. Amen. Mag die Here u baie ryk seën. Amen.